Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn diens vanoggend. Ons is so bly jy is saam met ons ingeskakel en mag die Here jou weer eens seën rondom sy woord vanoggend. Baie welkom ook by deel 2 van ons preekreeks wat ons verlede week begin het. Hierdie preekreeks wat ons noem die beste verhouding ooit. En waarin ons kyk na Psalm 139 om iets te probeer verstaan van hierdie ongelooflike verhouding wat daar was tussen die Here en koning Dawid en koning Dawid met die Here. En in hierdie reeks kyk ons na Psalm 139 en ons deel dit in 5 dele, 5 boodskappe om iets te probeer verstaan van hierdie verhouding. Reg deur die eeue sal mense getuig dat elke verhouding het sy tekortkominge. Maar daar is een verhouding en dis die verhouding wat ek en jy met die Here kan hê. Wat die perfekte verhouding is, die beste verhouding ooit, die verhouding wat alle ander verhoudinge oortref. En dit is die verhouding wat ek en jy met die Here kan hê, wanneer ons in Christus is deur die wedergeboorte, die dag toe ek en jy sy kind geword het. Nou wanneer ons kyk na Psalm 139, dan is daar soveel teoloë wat Psalm 139 toeskryf as die kroon van al die psalms. En verlede week het ons begin kyk na hierdie Psalm 139, die eerste 6 verse, en waar ons gekyk het en vir mekaar kom sê het, dat die Here ken ons diepste wese. En dat daar nie een faset of deel van ons lewens is, wat vir die Here onbekend is nie. Hy ken ons beter as ons onsself ken. Hy ken ons dade, hy ken die kondisie van ons hart. Hy ken selfs die woorde wat ons gaan sê, nog voordat ons dit sê. En reg aan die begin van hierdie Psalm, het ons gekyk verlede week in vers 1, waar Dawid geskryf het, hy sê, Here, U sien dwars deur my. U ken my, en ons het mekaar kom sê, hy het nie gesê, Here, U ken alle dinge nie, maar hy het dit persoonlik kom maak deur te sê, Here, U ken my persoonlik. En vanoggend kom ons dan by deel 2, en ons gaan kyk na verse 7 tot 12, en vanoggend kom ons by die gedeelte waar ons sê, dat die Here vir ons wil sê vanmôre, dat jy en ek is nooit alleen nie. Daar is nie een oomblik van in een dag wat ek en jy alleen is en waar die teenwoordigheid van God nie by ons is nie. C.S. Lewis het die volgende geskryf, hy sê, we may ignore, but we can nowhere evade the presence of God. The world is crowded with Him. He is everywhere. Jy sien, dit maak nie saak of die wêreld God ken, of erken of ontken nie. Dit maak nie saak of mense die realiteit van God se bestaan probeer betwyfel of dit aanvaar nie. Dit maak nie saak hoe hard mense probeer om God uit die samelewing te verwyder nie. Niks kan verander aan die feit dat God 'n realiteit is, hy bestaan en hy is ewig, hy het nie 'n begin nie, hy het nie 'n einde nie. En die feit dat hy alomteenwoordig is, kan niemand van hom af wegneem nie. Dis deel van wie hy is, dis deel van sy karakter. En dit is 'n eenvoudige waarheid wat beskikbaar is vir elkeen wat dit wil erken en glo. Maar selfs al glo mense nie, beteken dit nie dat God nie alomteenwoordig is nie. Hy is wie hy sê hy is. Reg deur die eeue, reg deur die Ou Testament, reg deur die Nuwe Testament, sien ons hoe mense getuig het van die alomteenwoordigheid van God. In Jesaja 6 vers 9 sien ons hoe die engele getuig van God se alomteenwoordigheid as hulle sê, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Die profete het getuig van God se alomteenwoordigheid. Die profeet Jeremia in hoofstuk 23 vers 24 van Jeremia skryf, hy sê, niemand kan in 'n geheime plek wegkruip sonder dat die Here hom nie sien nie. Ek is oral in die hemel en op die aarde, sê die Here. Een van die mees bekendste skrywers van die wysheidsliteratuur in die Bybel, koning Salomo, het die volgende geskryf in Spreuke 15 vers 3, wanneer hy getuig oor die alomteenwoordigheid van God, hy sê, die Here sien oral, hy hou slegte en goeie mense dop. Job het daarvan getuig in Job hoofstuk 34 vers 21, as hy sê, hy hou die pad van die mense dop en sien elke tree wat hy gee. Die apostels
het getuig van die alomteenwoordigheid van God. In Handelinge 17 vers 27 skryf Lukas, hy sê, God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie. Of jy kom sê vanmôre dat as al die getuies oor hierdie waarheid van God, wat hy alomteenwoordig is, en daar was soveel getuies reg deur die eeue, reg deur die Ou Testament, reg deur die Nuwe Testament. As dit vir hulle waar was, dan is dit ook vir ons waar. Want kyk wat sê Maleagi 3 vers 6. Ek die Here het nie verander nie. Hy's gister, vandag en môre altyd dieselfde. Hy kan nie verander nie. Sy woord bly dieselfde. Dit verander nooit nie. En dan is die gevolgtrekking vir jou en my, dat soos vir hulle, is ek en jy ook nooit alleen nie. God is alomteenwoordig. En dis vir jou en my ook 'n realiteit vandag. En dit is ook dan wat koning Dawid probeer tuisbring in verse 7 tot vers 12 van Psalm 139. As jy jou Bybel het, kan jy saam met my lees vanoggend. En dit sê die volgende, vers 7. Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar? Gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar? Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. Ek sou die duisternis kom vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander, maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. In vers 7 van Psalm 139 kom koning Dawid en hy vra twee vrae. Twee vrae wat 'n retoriese vraag moet wees vir die kind van God. Hy vra die volgende, hy sê, waarheen sou ek gaan om die gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Met ander woorde, is daar 'n plek onder die aarde? Is daar 'n plek op die aarde? Is daar 'n plek in die hemelruim waar God se teenwoordigheid nie is nie? Een teoloog verwoord dit as volg. Hy sê, the all-knowing God is ever and everywhere present. There is no successful flight from him. Ons kan nie weghardloop van hom nie. His spirit and his presence are all pervading. En as ons na hierdie vraag kyk wat koning Dawid vra in vers 6, en ons kom by vers 8, vers 9, vers 10, vers 11 en vers 12, dan is vers 7 'n opsomming van hierdie ander verse, vers 8 tot vers 12. Soos wat Dawid aangaan in hierdie verse, dan lewer hy kommentaar in hierdie verse oor die vraag wat hy vra. Waarheen sou ek gaan om die gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? En soos wat ons deur hierdie verse lees, wat ons ook nou gelees het, dan wil ek vir jy moet oplet oor hoe persoonlik Dawid dit maak, en hoe hy dit tuisbring, dat dit gaan oor sy verhouding met die Here. In hierdie verse, let ook op, dan sê hy, waarheen sou ek gaan? Waarheen sou ek vlug? Klim ek op? Gaan lê ek? Vlieg ek na die ooste? Woon ek in die verre weste? U hand lei my, hy hou my vas, ek sou. Hierdie verse is deurtrek met Dawid se persoonlike verhouding en Dawid se persoonlike ervaring met God. Vir hom is die alomteenwoordigheid van God nie 'n afwesige konsep nie. Vir hom is dit nie iets ver of onbekend nie. Maar vir Dawid het dit 'n realiteit geword. Dis deel van sy begrip van die karakter van God, wie God werklik is. As jy kyk na die lewe van Dawid, dan was daar baie hoogtepunte, maar daar was ook baie laagtepunte. In 2 Samuel hoofstuk 6, dan sien ons hoe Dawid met blydskap gevul is en hy het voor die Here gedans, en toe het hy besef dat God ook daar saam met hom is. Maar ook in die tye wanneer jy Psalms lees, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, is U saam met my, en hy skryf dit soveel keer
So in Dawid se lewe het hy geweet, in die hoogtepunte is die Here daar, in die laagtepunte is hy ook daar. Hy gaan aan in vers 8 weer te sê, klim ek op na die hemel, is U daar? Of gaan ek af na die doderyk, is U ook daar? En ek wil hê jy moet oplet na twee woorde. Die eerste woord is hemel en die tweede woord is doderyk. En wanneer hy praat van die hemel hier, dan praat dit eerstens van die blou hemel of die wolkehemel. Maar dit verwys ook na die ruimte waar die sterre en die planete is. Maar derdens verwys die hemel ook na die plek waar God en die engele is. En hy kom en hy sê dat selfs so ver soos die hemelruim, waar die sterre die planete is, en daar waar God en die engele is, daar is so ver is God se teenwoordigheid. Maar aan die ander kant praat hy ook van die doderyk, die graf of die plek van die dood. Met ander woorde, hier kom Dawid en hy gebruik die twee uiterstes, so ver as wat 'n mens kan gaan, die hemel en die doderyk. En die een van daai plekke is vir God se teenwoordigheid, waar sy teenwoordigheid nie kan wees nie. Hy vul elke spasie onder die aarde, op die aarde en ver bo die aarde. En dan gaan hy in vers 9, hy sê, vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Die ou vertaling skryf dit so, neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon. Dit is interessant wanneer we hier praat van die verre weste of aan die uiteinde van die see. Dan verwys dit, daar waar Dawid was, verwys dit na die Mediterrane See, en aan die weste kant sou die aan die ander kant van die see gewees het. Interessant, dit is ook die plek waartoe Jona gevlug het, toe God gesê het, Jona gaan na Nineve toe. Moral of the story, ongeag waarheen ons mag gaan, al probeer ons wegvlug van die Here af soos Jona, kan ons nie die teenwoordigheid van God ontsnap nie. En dit geld vir beide regverdige mense, maar ook vir mense wat kwaad probeer doen. En dit moet vir jou en my 'n bemoediging wees, as ek en jy werklik waar 'n lewe volgens die Here se wil lewe, en die moeilike tye wat ons beleef, is God daar. Maar dit moet ook 'n bemoediging wees om te weet, dat al lyk dit of mense wegkom met die gruwelike dade wat hulle doen, moord en korrupsie en wat ook al, dat God sien ook, en elkeen sal moet verantwoording doen vir sy of haar dade wat hulle gedoen het. Ons moet altyd bewus wees van hierdie feit, dat ons kan niks buite die teenwoordigheid van God doen nie. Hy sien alles oral. En dan gaan hy verder in vers 10 en hy sê, en daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. In die lig van die feit dat God oral is en ons nêrens kan gaan waar hy nie is nie, kom hy in geen vers 10 vir ons 'n belofte. Waar ook al jy gaan, in die diepste duisternis of in die goeie tye, daar lei die Here se hand my, sy regterhand hou my vas. En daarom sê Jesaja 58 vers 11, die Here sal jou altyd deurlei, selfs in dorpsstreke sal hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. Jy sien, toe God die mensdom wou uitwis weens hulle sonde, toe was Noag gehoorsaam en hy het geglo, en God was daar saam met hom en sy familie in die midde van 'n wêreldvloed. Toe Abraham die moeilikste toets moet slaag deur sy seun te offer, het hy geglo en hy was gehoorsaam, en die Here was daar en hy het uitkoms gegee. Toe die Israeliete hulle self op 'n baie moeilike plek in die woestyn vind, op 'n stadium met die Egiptenare agter hulle, en hier is die see voor hulle, en daar's geen ander plek om heen te gaan nie, was God se teenwoordigheid sigbaar. Toe hulle deur die woestyn gewandel het, die wolk in die dag, die vuur in die nag. Toe Daniël homself
bevind in 'n plek tussen hongerleeu's, het die Here uitkoms gegee deur sy teenwoordigheid te vat en in sy almagtigheid selfs die bekke van die leeu's te sluit. Elke keer wanneer die apostels in moeilike omstandighede, lewensgevaarlike omstandighede gevind het, het hulle getuig van God se teenwoordigheid by hulle. En omdat God nooit verander nie, is die gevolgtrekking dit. As die Here teenwoordig was in moeilike omstandighede, soos by Dawid en Daniël en die Israeliete en Noag en die apostels, dan is die implikasie ook so vir jou en vir my vandag. In vers 11 kom Dawid en hy versterk sy argument deur te skryf: Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek of die lig rondom my om 'n nag te verander. Hier sê hy duisternis, dit verwys in die figuurlike taal na ellende, of vernietiging, of dood, onkunde, hartseer, goddeloosheid, duisternis, teenspoed, iets wat ek en jy gereeld teekom. Met ander woorde, in daardie tye waar die lig, dit wat goed is, dit wat van die Here af is, deur omstandighede verander het na nag, dit wat sleg is. Wanneer al hierdie dinge rondom ons afspeel, dan moet ek en jy altyd onthou dat vers 12 moet nog gelees word. En vers 12 sê: Maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag soos lig, soos die dag. Duisternis so goed soos lig. Hierdie vers vat my terug na die eeuoue vraag. In Genesis 1 vers 3 het die Here gesê: Laat daar lig wees. En God het gesê laat daar lig wees, en daar was lig. Maar jy sien, die maan, die son, die sterre, wat lig voorsien het, was eers op die 4de dag geskep. En die vraag dan, wat was die lig waarvan Genesis 1 vers 3 praat? 1 Johannes 1 vers 5 gee vir ons die antwoord. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Jy sien, God is nie gebind of word nie ingeperk deur dinge om 'n situasie te verlig en te verander nie. Hy het nie die son en die maan en die sterre en elektrisiteit nodig om situasie te verander nie. God self is lig, die lig is in hom en dit skyn deur hom. Hy self is die lig en selfs die duisternis is soos lig. Waar sy teenwoordigheid is, daar is lig. En dit moet vir ons hoop gee dat wanneer ek en jy in moeilike omstandighede is, al lyk dit duister om ons, verander dit nie die feit dat God is lig en hy kan sien. Hy sien reg deur die duisternis en hy is daar om op die regte oomblik en die regte tyd vir jou en my uitkoms en 'n antwoord te gee. Romeine 8 vers 35 tot 39 wil ek vir jou gee as 'n bemoediging vir oggend. Dit sê: Wie kan ons van die liefde van God skei, van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe: Dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir my lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of dieptes of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is. Ek wil jou bemoedig vanoggend deur vir jou te sê, dit maak nie saak in watter omstandighede jy jouself bevind nie, miskien 'n familiekrisis of 'n persoonlike krisis, wat ook al dit is nie. God is ten volle bewus van jou situasie. Hy is teenwoordig net waar jy jouself bevind. Dit lyk dalk nie so nie, dit voel dalk nie so nie. Maar mag ek en jy saam met die psalmskrywer vanoggend die vraag vra: Here, waarheen kan ek gaan om u van die gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Daar gebeur soveel dinge in jou en my lewe. Baie moeilike dinge wat ons dalk nie eens oor onsself
gebring het nie. Maar ek wil jou bemoedig deur Genesis 50 vers 20 wat sê, julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat daar 'n groot volk nou in die lewe bly het. Dit mag dalk lyk of daar nie uitkoms in jou situasie is nie. Dit mag dalk lyk of daar nie 'n lig aan die einde van die tonnel is nie. Dit mag dalk voel of jy alleen is en of jou gebede teen die plafon vasslaan. Of jy kom bemoedig deur te sê, miskien wil die Here hê dat jy in jou situasie net 'n bietjie langer moet uithou, sodat hy iets groots daardeur kan doen. Weet dat God oral teenwoordig is. Jy's nooit alleen nie, hy is altyd saam met jou in die goeie tye en in die slegte tye. En mag dit vir jou bemoedig, mag dit vir jou hoop gee vanoggend, wanneer jy sy kind is. Amen. Kom ons bid saam. Ek sê vanmôre vir u so dankie, dat u saam met ons is, waar ook al ons gaan. Dankie Here dat die woord van die Here vir ons sê in Psalm 119 vers 105, Here, u woord is 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voet. Dankie Here dat ons nooit alleen is nie, dankie Here dat u altyd saam met ons is. En dankie Here dat selfs die duisternis vir u soos lig is. Here, mag dit ons bemoedig vanoggend, mag dit ons versterk vanoggend, en mag dit dalk vir iemand hoop gee vanoggend, Here, wat hom of haarself bevind in 'n plek wat ongelooflik duister en moeilik is. Word verheerlik in dit, Here, en mag ons, Here, hierdie lewe aanpak, Here, om te weet dat u saam met ons is, Here, en ons is tot alles in staat deur u wat vir ons die krag gee. In Jesus naam. Amen.